daarom 'n wonderlike pa. Ja, en 'n wonderlike ma. Net omdat ek gesê dat papa wonderlik is, beteken nie dat mamma ook nie wonderlik is nie. Ek weet. Ek sê maar net, hoekom nie meer nie albei nie? Want ek dink daaraan iets wat pa gedoen het, en ek wil oor hom praat. Wat van alles wat mamma elke dag doen? Hoekom dink jy nie nou aan haar nie? Ek kan net aan een ding op 'n slag dink, buite die Hulle, dit is nie 'n kompetisie nie, hulle albei is wonderlik. Nou sê dan so van die begin af. Ag, jy maak my moedeloos. Ek wil iets net oor pa vertel. Dan sal ek iets oor mamma vertel. Karel, kan ek nou my storie vertel? Okay. Ek het gister saam met vriende cricket gespeel. Met papa saam met julle kom speel? Nee, Karel. Ek het gedink dis wat hom so oulik maak, en dat hy saam met julle kom speel het. Ek glo dan sal dit dan wees dat maar eers storie kan vertel. Okay man, skus, vertel. Is jy nou seker? Okay, ek sal stil bly. Ek sal net vra. Weet jy wat, ons het 'n harde cricketbal gespeel. Moenie sê julle het 'n venster uitgeslaan nie. Karel, dis my storie. Dis 'n vraag man. Ja, ek het 'n venster uitgeslaan. Wat 'n venster? Dit is 'n vraag. Dit was om Jan se venster. Hy was seker baie kwaad en het jou uitgestel en toe vir pappa vertel en allerlei goed. Kan ek nou my storie vertel? Okay man, sorry. Ja, Jan was baie kwaad. Altens sy pa sê, So. ja pa en die venster oorbreek en uitgekom. Het hy toe na oom Jan toe gegaan en met hom gaan praat? Ons het gesê dat ons bang en jammer is. Jo, en toe gaan pappa in julle plek. Ja, ons hoor hoe skel Jan vir papa en papa gaan dit aan. Moet julle nou vir die ryk betaal? Nee, papa het met Jan gepraat en hy sal alles betaal. Ja, dit is wonderlik. Dit is wat ek van die begin af probeer vertel. Ja, mamma is ook wonderlik. Jy praat, ryk jy wat ek ryk? Vis en chips. Is dit 'n vraag? Ja, kom ons gaan. Baie. Kom ons bid net saam voordat ons begin met die erediens. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Ons bid dat u vir ons die woord sal oopmaak, dat ons werklik waar daardeur sal groei en Here dat ons u naam sal groot maak in alles wat ons doen. Ons bid dit in u naam. Amen. Goed, so ons gaan deur die Jordaan gaan vandag. Omdat die teksgedeelte baie lank is, dis Josua 3 en 4, het ek besluit ons gaan die verhaal van môre gaan ons demonstreer. Okay, so ons gaan dit wys. So wat ek nodig het eerstens is, ons die volk nodig, so almal van julle gaan deel van die volk wees. Is dit alright? Alright, julle is die volk. Wie is die volk? Alright, wonderlik. So julle het julle deel. Julle gaan nie baie doen nie, maar julle is daar. Goed. Okay, die volgende wat ons nodig het is, ons het 'n ark nodig. Okay? 'n Ark nodig, so ek het hierdie, het ons die ark, ons nie engele opgesit nie, anders dan gaan ek moes die engele hier gebou het, maar die ark het engele opgehad, en wat was binne in die ark? Wie kan vir my vertel? Wat was binne in die ark? Kan iemand onthou wat was binne in die ark? 10 gebooie, wat nog? Ons staaf, wat nog? Die manna. Okay, so dit was alles in die ark gewees, en nou het ek 2 pale. As jy weet waar dit vandaan kom, ek het my wingerd uitgebreek vanmôre. Gister. Okay, so, ons het 2 pale en ons het hierdie. Nou het ons mense nodig, of 2 persone nodig wat ons help. Kom jy sommer vorentoe. Ek het iemand, jy kan help vir hom dra. Ons het nog iemand groot nodig wat ons kan help. Jakobus, jy kan ook kom. Jakobus is groot. Alright, goed. Kom ons sit hom daardeur. Okay, so wat ons moet doen is soos volg. Julle moet nou mooi werk, okay? Vat daar voor
Okay, al twee. En ons gaan hom hierso. Alright. Okay, dis hoe ons op gaan. Jy kan tussen hulle staan. Kan jy tussen hulle staan? Maar net so wat. Net so. Dis hy. 100%. Alright. Is julle reg? Okay. So almal van julle wat wil vashou, ek het een man groot hier nodig om te kom help dra. Pieter, gaan jy help? Okay. Pieter, wil jy hierso dra? Jy help dra. Is dit alright? Jy dra. Okay, julle kan kom help hierso. Alright. Alright. Ek het iemand groot nodig hier. Pieter gaan help dra. Daai kant, help daar. Doe maar wat. Ek is al klaar bang vir nie dit. Alright, is julle reg? Alright, Dylan, kan jy vashou? Ag, Daniel, is jy reg daar? Alright, hou hier so vas, help hier vashou. Daarso, help daar vashou. Alright, help daar vashou. Daniel, help jy daar op die punt. Vat jy op die punt, dan kan hulle daar vas. Alright, goed, so ons het die ark. Alright, julle kom hierso. Dan gaan julle hier in die gangetjie staan. Julle is die arkmanne. Kom, Levite. Levite, kom. Daar is hy, is julle reg? Kom hier om, kom hier om. Daar is hy, daar gaan julle af. Daar is hy. Gaan af, gaan af, gaan af. Jy kan al vashou, julle. Hou vas. Alright, sit in. Daar is hy. Ok, net in die gangetjie, sit die ark daar neer. Daar is hy, dan staan julle net daar. Goed, alright, nou, ek weet nie of julle agtergekom het nie, die ark het in beweeg, en hier staan die water op, sien julle dit? Ok, die water staan hier op, jy kan hier so, water, sien julle die water? Ok, die water staan op, en die water het baie ver teruggegaan. Nou wat ons nodig het is, ons het 'n paar van julle nodig, om nou deur hierdie droë land te gaan, né? So hier is die rivier is op. Die Levite met die ark is daar binne, hulle het gestaan en toe hulle daar staan, hulle het hier begin, het die water opgegaan en hier is nou 'n droë stuk waardeur ons kan gaan. OK, wie wil saam met my gou deur die droë stuk gaan? Kom gou hierso. Ons gaan deur hierdie droë stuk heen gaan. Die Levite kan maar kom. Goed. Dis reg. Alright. Ons gaan deur hierdie water deurgaan, né? OK, kan julle sien die water aan hierdie kant? Baie hoog, né? Die ark is daar, gemaak dat die water, nou gaan ons deurgaan. Is julle reg? Alright, kom ons gaan. Kom ons stap pad hier. Alright, nou moet julle net gou dink daaroor, né? Daai kant is water. Hierdie kant droog, tot by die dooie see is dit droog. Dis ver. Sien jy? Dooie see is droog. Tot daar by die dooie see is dit droog. OK. Water en hierdie aan die ander kant van daai water, daar is die see van Galilea, die meer van Genesaret. Hy's daar aan die ander kant. Dan is hierdie Jordaan en aan die ander kant is die dooie see. Maar hierdie water, daar's nie meer water hier nie. Is dit nie amazing nie? Water tot droog. Sjoe. Sjoe. Alright. Nou het ons deurgestap, nee. Nou staan julle net daar. Toe hulle deurgestap het, doen hulle die volgende. En hierdie is wonderlik. Maar ek wonder hoe baie van julle ken hierdie gedeelte. Hoeveel klippe het hulle gepak? Wie sê 12? Wie sê hy is seker? Wie sê is meer? Alright, goed, kom ons kyk gou. Wat hulle gedoen het, hulle klippe gepak. Nee, 12 van die klippe het hulle aan die buitekant gepak. So pak daar 'n hoopie, 12 klippe. Wie wil help met dit? Julle kan maar kom as jy wil help. Daar's hy. Sit al daai klippe daar aan die kant, pak hulle. Daar's hy. 12 klippe. Alright, wie tel? Hoeveel is daar? 5. Hierso, 6, 7, 8, 9, 10. Hierso. Heilie. 11. Jy moet hom daar neer sit asseblief. En 12. OK. Kom ons kyk daarso. Dis 'n monument. Hoeveel klippe is daar?
Toe maar moenie worry nie. 12. 12. Okay, daar is 12 klippe. Goed. Maar dis nie al klippe wat daar was. Die Here het ook gesê 12 klippe moet neergesit word waar die ark gestaan het. Het julle dit gemis? Okay, goed. So, kom ons vat die ark weg en dan sit ons die 12 klippe daar. Okay. Kom met die los. Maar wag eers. Ons het nou moeilikheid, nie? As jy uitstap, gaan die water kom. So ons moet eers die klippe pak, is dit nie? Ja. Okay, so pak jy die klippe, want as die ark uit is die water terug. Eintlik staan ek hier bietjie in die water. Ek dink nie lekker nie. Nee. Ek gevoel ek kry nie lekker asem daar in die water. Goed. Nou, 1, sit hom daar so langs die ark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Laaste een. Daar's hy. Alright. Goed. Okay, nou kan ons die ark wegvat en dan gaan die water kom. Alright, is julle reg om die ark weg te vat, manne? En vroue? Daai kant. Help daar vir Ewer. En hoe vat al twee kante? Al twee kante. Daar's hy. Alright. Kom ons vat hom. Daar's hy. Vat hom. Is julle reg? Alright, pas op vir die klippe. Kom. En daar's hy. Moenie worry. Kom julle. Alright, moes kom hier. Daar's hy. Alright, gaan sit gou. Okay. Gaan die water toe. Nou wonder ek hoekom is daai klippe daar gepak as die water toe gaan. Dis 'n baie interessante verhaal. En daar's so baie in hierdie verhaal wat ons gaan leer. So, hoeveel klippe was in die buitekant? Binnekant? Okay. Hoe die water weggegaan? Wat het gebeur om die water weg te vat? Die ark het gegaan. Alright. Nou gaan ons 'n paar goeders en ek wil hê julle moet mooi luister. Want aan die einde gaan julle so baie geleer het. Goed. Israel steek die Jordaan oor. Die eerste wat ek uit hierdie verhaal uit wat ek julle wil vertel wat die Bybel vir ons leer, is die volgende. Kom ons kyk gou daar. Die Here sê hulle moet die Jordaan oorsteek toe die Jordaan op sy vlakste was. Nee. Die Jordaan moet oorgesteek wanneer? In die oestyd, wanneer hy op sy volste is. Op sy volste is. Wie wat's my ongelooflik dat die Here altyd dinge doen sodat ons moet weet jy kan dit nie sonder hom doen nie. Is dit nie so nie? Dis juis in die tyd wat dit so moeilik is wat jy net die Here kan vertrou wat hy sê, dit is wat ek wil hê. Hey, goed. So dis die eerste, die water is oral. Kom ons kyk die volgende een. God wil dinge doen wanneer dit onmoontlik lyk vir die mens. Onthou jy vir Gideon se manne? Kom ons dink gou oor Gideon se manne. Hoeveel manne was daar in die begin gewees met Gideon gewees? 30,000. Okay. En die Here sê is dit dis bietjie te veel, is nie. Daar was daar duisende van die vyand, is dit nie. En 30,000 lyk maar baie min. En die Here sê vir hom, jy moet minder maak. Nee. En hy laat hulle gaan. En hoeveel bly toe oor? Nee, 300 is die einde. 10,000. En toe wat gebeur? Die Here sê dit is nog te veel. Jy wonder baie keer wiskunde. 10,000, honderde duisend. Hoe werk dit? En die Here sê is nog steeds te veel want julle gaan dink dit is julle. En toe vat hulle af met die water toe om te kyk hoe hulle drink, nee. En hoeveel bly toe oor? 300. Dink jy 300 man kan 'n honderde duisende mans wen? Onmoontlik. So wat wil God hê moet daar ooit vertel word in die geskiedenis
God het oorwin. Ja, so dis een van die wonderlike verhale daarvan. Daar's nog 'n verhaal vir my, waar God die onmoontlike doen. Kom ons kyk na nog 'n verhaal. Wie kan daai verhaal onthou? Nuwe Testament. Lazarus. Wie wat vir ongelooflik van Lazarus? Ek weet nie of julle kan onthou daai verhaal van Lazarus nie. Dit is so 'n mooi gedeelte. Lazarus is 4 dae dood. Wanneer hoor Jesus van dit? Okay, voor hy dood is. En Jesus besluit om nog daar te bly. En dan gaan hy, en toe hy daar kom, is Lazarus al 4 dae dood. Johannes 11 vers 6. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Vers 14. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood, want hulle vra, Here, as hy siek is, of as hy slaap, gaan ons net om hom wakker te maak. En toe sê Jesus vir hom, nee, Lazarus is dood. En dan Johannes 11 vers 15. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. Wat moet hulle glo? Dat hy die dooies kan lewendig maak. En onthou, as jy daaroor dink, die Jode het baie keer geglo nie, na 3 dae gaan die siel hemel toe, of Hades toe, dan is dit verby. Dan kan hy nie weer lewendig raak nie. En daarom sê Jesus, ek wag 4 dae, sodat daar geen probleem is rondom die wiskunde. Dit is nie ongelooflik nie. Dit is vir my so mooi. Kom ons gaan terug na die Jordaan. Die Jordaan loop in die dooie see. Nou luister na hierdie gedeelte. Josua 3 vers 16. Bly die water staan wat van die bokant afkom, dit het opgereis so, ek kan nie onthou waar daar staan nie. Kom ons kyk wat hierso. Opgereis soos een wal, baie ver weg by die stad Adam, wat langs Sartan lê. En die wat afstroom na die see van die vlakte, dis nou die dooie see, die Soutsee, het heeltemal verdwyn, toe het die volk deurgetrek teenoor Jerigo. Okay, so dis wat gebeur het. Kom ons kyk die eerste ding wat ek wil hê. En nou wil ek hê julle moet notas maak in jou kop. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet onthou. Die stad se naam was? En julle werk nie mooi so. Die stad se naam was? Nou waar's Adam? Adam, waar weet jy van Adam? Adam is wie? Adam en Eva. Die eerste man. Okay, so kom ons kyk gou na die kaart. Kan ons net gou terug. Daar's hy. Kom ons kyk gou na die kaart. As jy nou kyk hierso, daar bo, sien jy die water wat daar bo is? Daai water wat, dis die see van Galilea, die meer van Genesaret, en hieronder is die dooie see. Okay. Hulle kom hier in, en nou die Here maak dit oop tot die bo. Adam is omtrent die bo, net onder die Jezreel vlakte, is Adam. Alright. So as jy van daar af vat, tot hier is hoeveel kilometer? 90 kilometer wat die Here maak dat dit droog raak. So die Here maak dat hierdie kant die water opstaan, en hierdie kant tot daar by die dooie see, word die land droog. 90 kilometer lank. Hoekom 90 kilometer? Of hoekom, dit kan 100 kilometer wees, net ongeveer. Hoekom so ver? Dis baie mense. Hoeveel was die manne al alleen gewees? Sonder die vrou en die kinders. Min of meer 600.000. So saam met die vrou en die kinders praat ons van 2 miljoen. So jy moet dink, hoe lank hulle langs mekaar gestap het en agter mekaar om daar deur te gaan. So die Here het 90 kilometer oopgemaak. Want hy nodig dat die hele volk kan deurgaan. Ongelooflik. So daai hele gedeelte het droog geraak tot by hierdie gedeelte, die stad Adam. So dit is baie belangrik. Die eerste gedeelte wat ek wil hê jy moet onthou, sit dit in jou filing, is Adam. Onthou dit in jou kop. Goed, die tweede wat ek wil hê onthou. Die water hou opvloei na die dooie see. Ek wil hê jy moet al klaar begin dink oor hierdie verhaal. Alle verhale in die Bybel wys na wie? Okay, so ek wil hê jy moet begin dink. Jou brein het nou so deur goeters gaan. Okay, so die water droog op tot by die dooie see. Okay, van waar af? Van Adam af. Okay, van Adam af tot by die dooie see droog dit op. Kom ons kyk na die volgende. Priesters staan in die Jordaan en mense beweeg verby. Hulle tot almal deur was. Okay, so daar is hulle. Hier is Josua. Okay, die priesters is daar. Hulle dra die ark. Wat sien ons daar by die ark? Daar is die ark.
Die engele is boop, wat is in die kus? Die manna, 10 gebooie en Aaron se staf. Alles is daar binne, hulle staan en daar gaan die water op. Josua, wat is Josua se naam? Ons gaan nou daarby toe kom, dis die volgende een. Gaan net die volgende een toe, daar is hy. Josua se naam in die Grieks beteken Jahwe verlos. Wat is sy naam in die Grieks? Josua se naam in die Grieks. Josua beteken, sy naam is in die Hebreëus. Dit beteken Jahwe verlos, Josua. Wat is sy naam in die Grieks? Jesus. OK, Jesus. Ja, sy naam is Jesus. OK? So Josua vertel vir ons sy naam is Jesus, want hy is die een wat die volk verlos. Goed. Het julle al alles in julle kop nog steeds? Wat moet julle onthou? Adam tot by die dooie see, die ark en Josua. Is julle almal daar? OK, ek hoop jy het 'n wonderlike nag se rus gehad. Ons gaan lekker gesels hier. Goed, kom ons kyk gou na die volgende. Josua 1:11. Gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê: maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land te besit te gaan neem, wat die Here julle God aan julle gee om dit te besit te neem. Josua 3:2 en aan die einde van 3 dae die opsigters die laar deur gegaan. OK. So hoe lank moes hulle aan die buitekant van die Jordaan staan voordat die Here hulle laat deurgaan deur die Jordaan? 3 dae. OK. Sê julle 3 dae onthou? OK. Begin al party van julle al te sê. Ek weet dit. OK, goed. Wonderlik. Alraai, so, ons sien wat gebeur. 3 dae lank moet hulle buitekant staan, daar wag totdat die 3 dae verby is en dan sê die Here, dan sal hy die see oopkloof, die rivier oopkloof. Kom ons kyk na die volgende een. Josua 4:10. En die priesters wat die ark gedra het bly staan in die middel van die Jordaan totdat alles volbring was. Het jy gesien ek het volbring so duidelike letters gesit? Bold letters. Goed, volbring was wat die Here Josua beveel het om aan die volk te sê, volgens alles wat Moshe Josua beveel het, en die volk het gou deurgetrek. Die woord volbring in die Grieks, nou as ons kyk na die LXX, ons kyk na die Grieks, die woord volbring beteken telos. Daai woord kom op 'n ander plek voor, en ek gaan nou vir julle wys waar dit voorkom. Kom ons kyk na die volgende teksgedeeltes. Johannes 19:30. En toe Jesus die asyn geneem het, hy hang in die kruis, sê hy, dit is volbring. Telos. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. So wat het Jesus gedoen aan die kruis? Hy het gesê, dit is, wat was volbring? Alles wat hy moes kom. Alles wat hy moes kom doen. Handelinge 13:29. En toe hulle alles volbring het, wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in die graf neergelê. Alles moes volbring word. Kom ons gaan een terug net gou. As ons net een weer terug kan gaan. Daar's hy. So wat sien ons? En die priesters wat die ark gedra het bly staan in die middel van die Jordaan, totdat alles volbring was, wat die Here Josua beveel het om aan die volk te sê. OK, so, dit moet volbring wees. Wie het alles volbring? Jesus het alles volbring. Dis die volgende, volbring. Ons moet onthou, alles moet volbring word. Goed, wie is die priester? Josua is nie 'n priester. Wie is die priester? Ons het Josua, hy is die leier van die volk, hy vat hulle deur. Josua se naam beteken Jesus. Wie is die priester in die Nuwe Testament? Die volmaakte hoëpriester. Jesus. OK. Hy staan sodat ons kan deurgaan. Waar hy staan kan ons deurgaan. OK. Ek dink julle behoort nou al omtrent amper by my te wees by die verhaal wat uitgelees. Kom ons gaan na die volgende een toe. Die ark en die versoendeksel het in die Jordaan gestaan sodat die volk kon oorgaan. Hulle is gered deur God, maar 'n ander teken, die plek waar die ark staan, die 12 klippe. So, wat het hulle in die plek van die ark neergesit? Die 12 klippe. Alraai. Wat gebeur met die 12 klippe die oomblik toe die water kom? Dit gaan boor die 12 klippe.
Jy sou dit teen sou het in sekere dele van die winter sou jy dalk van die klippe sien staan het, maar die water het boor gegaan. Boor hierdie ark. Ag, boor waar die ark gestaan het, waar die klippe nou staan. Die water sou oor die heen gaan, wat die volk bevry het na die beloofde land. So, kom ons gaan nou weer terug. Ek wil hier moet by my bly. So, die 12 klippe het wie verteenwoordig? Die 12 stamme, die hele volk. OK. So die 12 stamme se klippe lê ook in die water soos wat dit lê buitekant. Die buitekant beteken wat? Hulle is verlos. Die binnekant beteken wat? Van wie weet? Wat beteken die binnekant van die water gaan boor dit gaan? Hulle is afgewas, kan definitief deel daarvan wat nog? Hulle het gesterf. Hulle het gesterf. Hulle het in jou wêreld gesterf en nou het hulle uitgegaan en hulle is niet gemaak. So dis die ongelooflike. Hulle is dood. Die water het oor hulle gevloei. Maar wie is dit wat in hulle plek gesterf het? Jesus Christus, sodat hulle kon deurgaan aan die ander kant die monument gaan oprig. Jesus Christus het alles bewerkstellig. Kom ons kyk gou daar. Ek wil die 2 klippe hoope gou maak. Daar's hy. Daar's die 2 hoope klip. Die een is in die water, die ander een is buitekant. Al 12 klippe wat daar gestaan het as 'n monument. Die ongelooflike is, hierdie deel sou in die meerderheid van die tyd en later dan ook nie meer nie, sou niemand kon sien nie. Almal sou onthou wat buitekant is. Almal sou kon onthou wat buitekant is, maar die binnekant sou hulle geweet het, as hulle dalk 'n klip sien, sou hulle gesê het, ons moes gesterf het, die Here het ons bevry. Hy is die ene wat vir ons die dood ook laat sterf het, en ons het die ou lewe in die woestyn afgesterwe, en nou is ons in Kanaan die nuwe lewe. Alright, so, kom ons kyk na die volgende een. Dis 'n mooi teksvers. 12 klippe in die rivier. Kom ons kyk na hierdie teksvers. Ek wil jy moet saam met my mooi na hierdie teksvers, en dis mooi. 2 Korintiërs 5 vers 14. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf. Luister mooi, indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. So toe Jesus sterf aan die kruis, wat het gebeur met elke gelowige deur die geskiedenis? Hulle het ook op daardie dag, is jy met my daar? As jy my waangerede. OK, so die dag toe Christus sterf, het hy gesterf vir al die gelowiges, en al die gelowiges deur die geskiedenis het daai dag gesterf. Wil julle weer die teksvers? Party van julle kyk vir my, dis so mooi. Ja! Goed, 2 Korintiërs 5 vers 14. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een van vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. So dis die teken. Wat is die teken? Die teken is, daar lê die klippe. Wat is die teken van die klippe? Hulle het almal gesterf. Wie het vir hulle gesterf? Jesus het vir hulle gesterf. Dit is die ark. Die ark wys na Christus. Wie het hulle deurgelei? Jesus. Joshua. Jesus het hulle deurgelei. En hy het hulle gelei na bevryding. Goed, kom ons kyk die volgende. 12 klippe uit die Jordaan as 'n teken vir hulle kinders. Nou Deuteronomium 6 vers 6 tot 9. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis is en wanneer jy op die pad is en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. OK, so, hoe gereeld moet jy oor die Here praat in jou huis? OK, sê maar jy het dit al herhaal. Nog steeds moet jy daaroor praat. OK, so herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis is en wanneer jy op die pad is en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Wie van julle doen dit elke dag? OK, so daar's 'n probleem. Nee, goed. So, ons moet met ons kinders daaroor praat. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyn van jou huis en op jou stadspoorte. Hierdie hele ding van ook dat dit op jou kop moet wees, is presies wat ook in Openbaring gebeur.
die mense wat die anti-kris volg, dit word op hulle hande en hulle voorkoppe geskryf, want ons as kinders van die Here skrywe Jesus en alles wat hy vir ons doen ook op ons voorkoppe en op ons hande. Ja, absoluut. Alright, dan vers 20 tot 21. Wanneer jou kind in die toekoms vir jou vra, wat is die bedoeling van die bepalings, die vaste voorskrifte, die beslissings wat die Here ons God vir julle voorgeskryf het? Dan moet jy vir jou kind sê, ons was slawe vir die Farao in Egipte, maar die Here het ons met 'n sterk hand uit Egipte uitgelei. So waarvoor is al hierdie goedes? Waarvoor was daai klippe gewees? Wat wou die Here gehad het as die volk verby daai klippe gestap het? Kinders moet sê, hier's 12 klippe op mekaar. Maar wat het hier gebeur? En dan sê die pa, wat het julle vertel wat hier gebeur? OK? So wat is dit? Dit is 'n monument. En jy weet vandag is daar allerlei monumente. En mense is baie belangrik oor hulle monumente. O, Jos, jy moenie aan hulle monumente vat nie. OK, wat 'n monument is oral vandag? Oorlogsmonument, die vroue monument, taalmonument. Daar's baie monumente. Wie van julle was by al hierdie plekke al gewees? Ag, voel jy sommer jy moet sing of iets? Hæ? Alright, die Bybel sê vir ons dat as kinders van die Here het ons monumente ook. En dit is belangrik vir ons, hierdie monumente. So in plaas daarvan om jou kinders na al hierdie monumente toe te vat hulle na die Bybel toe en vertel hulle die wonderlikste monumente. Alright, ek wil hê jy moet al daai goedes vir hulle vertel. Hoe wonderlik is hierdie monumente en dat hulle dit kan hoor. Ek gaan nou net hier stop. Daai is wat moet gebeur. Die kinders moet die verhale hoor en God vrees. Ek gaan nou nog iets bysit. OK, want ek wil hê jy moet 'n rus vat. En net as jy dink jy 'n rus vat, dan kom maar nog akademie by. Is jy reg? Goed. So wat het ons gesê oor die 12 klippe? Wat het ons gesê? Waarvoor is die 12 klippe wat in die water is? 12 stamme, hulle het gesterf en hulle deurgetrek en hulle is bevry. OK, wie het hulle laat deurgaan? Jesus het hulle laat deurgaan. OK? Hoe het hy hulle laat deurgaan? Die ark wat daar moes staan terwyl almal deurgegaan het. Wie verteenwoordig die ark? Jesus Christus. Hy is dit. Wie is die priester? Jesus is dit. Nou is daar een ding wat ek wil hê julle moet by onthou. Wat was die bokant gewees waar die rivier opgehou het? Adam. Waar stop hy? Tot by die dooie see. Die sonde van Adam af, wat almal lei na die dood, is in Jesus Christus weggeneem. OK, ongelooflik, né? So Adam, van die stad Adam af, beteken mense is in sonde verval en die sonde het begin by Adam. En as gevolg van Adam se sonde, waarheen lei almal se lewens? Na die dood toe. En iemand het nodig om deur die rivier van die dood te gaan en ons te bevry, sodat ons lewendig aan die ander kant kan uitkom. Goed, so, kom ons kyk gou nou na 'n paar monumente in ons lewens, wat hierdie verhaal ook vir ons mooi vertel. Kom ons kyk gou die voor. Monumente vandag in die kerk, nagmaal en die doop. Nou die doop, as jy glo net volwassenes kan gedoop word, dan is dit piekfyn. Die doop glo ons net dieselfde. Ons glo dieselfde as mense wat glo volwassenes alleen moet gedoop word. Ek glo dieselfde as hulle. Al wat ek sê is, die kinders is ook deel daarvan op grond van wat die Bybel vir ons leer. Maar, nou moet ons mooi onthou, wat beteken die doop? Want dit moet vir almal dieselfde beteken. Ons kan nie 'n nuwe betekenis aan die doop hê. Party mense het nuwe betekenis aan die doop. Wat beteken die doop? Ons het gesterf in die Jordaan. Wat nog? Ons het opgestaan. Buitekant. Wat nog? Gewas deur die bloed van Jesus Christus. Dis die teken van die doop. OK. So as jy die doop aandink, waaraan dink jy? Jy dink aan 'n monument. 'n Monument wat vir jou vertel presies wat Christus vir jou kom doen het. Die nagmaal is net so 'n monument wat ons gebruik. Wat beteken die nagmaal? Jesus Christus het vir ons gesterf.
Sy bloed het vir ons gevloei, sy liggaam het aan die kruis tot 'n volkomme versoening vir al ons sonde. Alles het gebeur by die nagmaal. Die nagmaal laat ons ook dink aan Christus wat weer gaan kom. Kan jy dink, elkeen van hierdie is 'n wonderlike monument. Okay. Onthou julle hierdie monument? Leer julle kinders hierdie monument. En dan wil ek hier nog iets. Die laaste is, ek wil hê, kom ons kyk van die volgende een. Daar's hy, monumente wat jy as jou familie het. Ek wil hê jy as jou familie moet 'n monument hê. Monumente beteken dinge wat die Here in ons as gesin se lewe gedoen het. Okay? En jy kan dit doen net soos jy wil. In jou huis monumente oprig. Nou wat jy kan doen is, jy kan miskien hierdie klip vat, as jy 'n klip wil vat. Jy kan iets anders te vat. En daarop maak jy 'n sekere teken. Iets wat die Here vir julle gedoen het in die afgelope jaar, die afgelope 10 jaar, die afgelope 20 jaar, iets wat die Here in julle gedoen het. En jy plaas dit elders waar by jou familie gereeld verbystap. Okay? En as jy daar staan en een van jou familielede is by jou, dan sê jy vir hulle, ek wil julle vertel oor wat die Here vir ons as familie beteken. Is dit reg so? Okay, doen dit. Want wat gaan gebeur is, jy gaan dit nou beginne om verhale te vertel. Was die Here vir jou in die afgelope jaar wonderlik goed gewees? Was hy vir jou goed gewees? Okay. Dit maak nie saak deur wat se krisis jy in jou lewe gaan nie, en of jy nog steeds in 'n krisis gaan nie, jy kan daarop skryf en sê, die Here ervaar ek elke dag nou by my. Wonderlik. Ek het 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hoe weet jy dit? Net as jy deur 'n krisis gaan. Al met jou goed gaan, dink jy die vrede wat alles verstand te bowe gaan? Nee, dis wanneer dit swaar gaan, wanneer dit moeilik gaan, wat jy sê, ek het vrede. So, as jy by die huis kom, kry vir jou klippe. As jy die klippe het nie, kom na ons toe. Goed, daar's klippe. Jy kan vir jou vat. Al wil jy een saam met jou vat hier, en jy gaan skryf dit daarbo op, enigiets. En jy sê vir jouself, hierdie gaan ek onthou in my lewe. Onthou monumente in jou lewe. Mense, ons maak monumente oor baie goeders, behalwe oor die regte goeders. Nou, kinders, het jy al gedink oor die monumente wat jy by die skool kry? Jy werk hard, en dan gee hulle vir jou 'n sertifikaatie, of 'n beker. En dan het jy daai beker, en dan voel jy by jouself, wow. Jy voel so trots oor hierdie beker en hierdie sertifikaat wat jy gekry het, nee. Ek gaan julle al vertel wat 'n sertifikaat het ek al in my lewe gekry. Weet julle dit? Wat 'n sertifikaat het ek al in my lewe gekry? Beste vordering. Ja! En die boek wat ek gekry het, was die donkie. Ek weet nie wat betekenis was van die juffrou daar nie, maar sy het vir my 'n boekie van die donkie gegee. Okay, goed. So, ons kry baie keer sulke goeders in ons lewens. Maar wat ons moet onthou is, al hierdie goeders vergaan. Dit vergaan. Waar is die meeste van jou bekertjies en jou sertifikate? Het julle dit nog? In 'n haai ergens. Ek kyk hier aan. Wie van julle het onlangs gesê, ek wil graag deur al my sertifikate kyk wat ek deur die jare bedoel. Wie van julle, shame met 'n kompleks, kom sien my na die tyd, né? Want jy deur al hierdie goedjies deurwerk en jy sê vir jouself, "Joe, kyk al hierdie dinge wat ek vermag het in my lewe." Maar weet julle, belangrik, ons moet mekaar vertel oor wat Jesus Christus vir ons gedoen het. So ek bid, elke keer as jy nou die verhaal van die Jordaan lees, dat jy hierdie hele ding sal onthou. Kom ons kyk gou. Wie van julle kan alles onthou wat ons moet onthou uit hierdie verhale? Kom ons help mekaar. Wat is al die goedes wat ons moet onthou uit hierdie verhaal wat ons huis toe moet gaan? Kom ons dink gou. Kom ons begin by die rivier. Hy is vol. Okay? Hoekom is hy vol? Want God sê, ek wil hê julle moet weet. Julle het nie van klippie tot klippie gespring oor die Jordaan nie. Okay, jy weet dit, nee? Ja, party van julle kon dit miskien gedink het, Jordaan is nie verskriklik breed nie. Hulle het seker maar gekyk waar hy wil net
en het hulle oorgespring. Het hulle dit gedoen? Nee, hulle het nie dit gedoen nie. So die Here sê, ek gaan water stuur. Die water is hoog, die water is teen die wale albei kante, sodat jy kan weet, hy het dit gedoen. Alright, nog iets. Die priesters met die ark, okay, hulle met die ark. Wat gebeur toe hulle aan die kant van die ark by die rivier staan? Wat gebeur? Dit was ongelooflik. En toe kon die hele volk deurgaan. Alright, wat weet ons nog van hierdie verhaal? 12 buitekant en 12 binnekant. Ja, 12. En wat was die betekenis gewees? Hulle het gesterf en hulle lewe. Okay. Wie het in hulle plek gesterf? Jesus Christus. Hy het hulle deurgelei deur die water. Van waar af het die water opgedam? Dam opgedam. Adam. Okay, so Adam af tot waar? Tot by die dooie see. Hoekom? Wat is die dooie see die teken van? Daar is geen lewe nie. Daar's nie visse in die dooie see. Daar's visse in die water tot hulle by die dooie see. Lewe nie daar nie. Wie wat interessant is, as jy Esegiel gaan lees, die laaste hoofstukke van Esegiel, dan is daar 'n rivier wat uit die tempel uitvloei, uit Christus uit gaan vloei. En wat gaan hy doen? Hy gaan die dooie see weer lewendig. Gaan exciting wees as die Here weer gaan kom, né? Goed, okay, so ek moet nie van die punt af gaan nie. So, dis die dooie see, die waterstop van Adam af tot die dooie see, want Jesus Christus sterwe vir mense van Adam af tot by tot die einde. Sterwe hy vir hulle. Okay. En hy sterwe vir die gelowiges. Want almal wat hy voor gesterwe het ook gesterwe saam met hom. Alright, wonderlik. Goed. So, as jy nou hierdie verhaal, sê jy dit vir iemand anders kan gaan vertel. Onthou net, daar's nie net 12 klippe nie. Daar is 24. 12. Want die ou mens het gesterf. Kyk, alles het net geword. Amazing. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Dit is so wonderlik om vandag hier in Israel deur die Jordaan te kon loop en te sien wat u kom doen het. Joe Here, dis 'n monument in ons lewens ook. Ons gaan hierdie verhaal onthou. Ons gaan daaroor gesels om te dink dit wat u kom doen het. En Here, nog meer as dit, dat u dit so beplan het, dat ons wat duisende jare later lewe, kan terugkyk en sê, kyk hoe hierdie verhaal vir ons alles vertel van wat Jesus Christus sou kom doen, lank voor hy daar was. Here, u is groot. Here, as ons die Bybel lees, dan kom ons net agter, dis nie 'n mens nie. Dis nie 'n mens wat dit geskryf het. O Here, mag ons monumente oprig in ons lewens. Mag ons vir ander vertel wat u in ons lewens gedoen het. Maar mag ons die monumente van die woord bo dit alles stel. Hoe wonderlik die doop, hoe wonderlik die nagmaal, tekens wat u vir ons wys, dit wat u kom doen het. Ons loof en ons prys u wonderlike naam. Amen.